Goeiemôre matrikulante. Vandag gaan ek vir julle 'n les aanbied oor gedigte om die kontekstuele vrae te doen, al die literêre begrippe wat julle moet verstaan om aan die einde van die jaar julle gedigte te beantwoord. Die matrikulante wat my help is Melissa van der Walt, Dominique Grindling en Rivaldo Skeepers. Okay, soos ek vir julle gesê het, literêre terme wat belangrik is vir die ontleding van gedigte. En daar weer eens, ek dink is nou al die derde keer wat julle dit sien. Ek het dit net so uit die begin van die jaar, uit die eind van die jaar eksamen vrae stel. Voorgeskrewe gedigte, jy kry 4, jy moet net 2 doen. En natuurlik vraag 5, die ongesiene gedig is verpligtend. Jy het nie 'n keuse nie, jy moet hom doen, of jy moet hom beantwoord. En soos ek al vir julle gesê het, julle het leestyd, lees die gedigte deur, gaan lees jou roman en drama se vrae deur, en as die leestyd verby is, jy het baie tyd om net 80 punte te antwoord. Vat jou potlood, gaan deur die 4 gedigte en antwoord dit op jou vraestel of tik af by die vrae wat jy verstaan en daardeur sal jy kan sien watter 2 van die gedigte verstaan jy die beste of kan jy na die beste van jou vermoë beantwoord. En onthou, moenie bang wees vir die opstelvraag nie. Dan gaan ek 'n kontekstuele vraag, het ons nou die dag gedoen, maar net herhaling van by die roman en die drama. Julle weet, natuurlik is die kort vrae en sommige van die antwoorde se vrae sal jy in die gedig kry, maar die ander sal jy begrip en insig nodig hê. En 'n toetsie net ook jou kennis van die inhoud van die gediggie, maar ook jou kennis van die literêre begrippe, wat ek net nou sal deurgaan, soos tema, boodskap. En dan natuurlik, soos ek nou die dag gesê het, van die vrae sal ook verwag met jou eie mening te gee. Onthou, jy moet dit staaf uit die gedig uit. Dis die vrae wat ek gesê het, nie reg of verkeerd te sien, maar jy moet dit motiveer uit die gedig. En dan natuurlik onthou, die puntetoekenning kan 1 punt tot 3 punte tel. En die stapelvraag is natuurlik die vraag uit 3 dele bestaan. Ek sal net as ek die 3 eindeksamen vrae stelle deurgaan, sal julle die stapelvrae sien. En onthou, onderstreep elke deel van die vraag en antwoord dit in daardie regte volgorde. En dan, as jy 'n gedig antwoord of ontleed, jy moet weet wat die digter sê. Die wat die digter sê is natuurlik die storie, sy samevatting, die boodskap of die les wat hy vir ons wil oordra. En dan natuurlik hoe of waarmee hy dit sê. En die digter dra hulle boodskap oor deur die gebruik van leestekens, kommas, kommapunte, beeldspraak, stylfigure, tipografie, rym, volrym en halfrym. So hulle gebruik al daardie verstegniese middele om hulle boodskap of hulle les vir jou oor te dra. So ek gaan nou vandag deur al hierdie verstegniese middele en dit met julle elkeen bespreek sodat jy dit kan beantwoord in die eindeksamen. Dan sien julle, ek het dit nou al met die roman en drama ook het met julle deurgegaan, daarom gaan ek dit nou weer in detail deurie. Jy moet die letterlike betekenis van die gedig verstaan. Jy moet die gedig identifiseer en natuurlik wat jy geleer het. Jy moet al jou notas wat die onderwysers uitdeel deurgaan en natuurlik leer, bestudeer. Dan moet jy natuurlik kan herorganiseer. Jy moet afleidings kan maak en dan moet jy natuurlik die vlak 4 vrae, jy moet kan evalueer, jou eie mening gee en waarderend. Jy moet sê waarom jy nie met die digter se opinie en woordgebruik saamstem of nie. En dan, nou begin ons by die gedig. Baie belangrik, die titel van die gedig. Jy moet help die titel om die gedig te verstaan. Is dit die sleutel om die gedig oop te sluit? Jy moet ook die figuurlike en dieper betekenis van die titel ken. Soos byvoorbeeld 'n gedig soos Wie is hy? Byvoorbeeld van Adam Small, vra hy die titel, wie is die regte
digter, die een in die studeerkamer sit 'n gedig te skryf, of die gewone man op straat. En dan baie belangrik, hulle vra gereeld, wie is die spreker? En die spreker, mense, is nie die digter nie. Adam Small het wie is hy geskryf, as hulle vra wie is die spreker, dan skryf jy nie Adam Small nie. Dis een van die foute wat die matrieks deur die bank maak, hulle skryf die digter se naam neer. Die spreker is die een wat praat, soos in Adam Small is dit iemand wat vra, wie is die digter? Die een in die studeerkamer of die gewone mense op straat. Die aangesprokene, met wie praat die spreker? Die inhoud waaroor gaan die gedig? En dan natuurlik die tema van die gedig is die les wat ons daaruit leer. Soos nou die dag wat ek met julle gedoen het, Vincent van Gogh, die les wat ons geleer het is, hy het nie geweet wat sy doel is in die lewe nie, en met 'n stryd met die Here gehad, en eers toe hy begin skilder, het hy besef wat sy doel in die lewe is. So, daar het julle die tema van die gedig. En nou begin ons by die vers tegniese aspekte. Baie belangrik, ek het die twee langs mekaar. Jy moet weet die tipes gedigsoorte wat daar is, en jy moet die verskil ken tussen die Italiaanse sonnet en die Engelse sonnet. As julle onderwysers met julle gedigte behandel, sal hulle gewoonlik vir julle sê, dis die Italiaanse sonnet of die Engelse sonnet, maar jy moet dit buitendien uit jou kop uit ken. Italiaanse sonnet bestaan uit 'n oktaaf, die eerste 8 reëls, en dan 'n sekstet. En in die oktaaf is daar gewoonlik 'n natuurbeeld, 'n waarneming, en in die sekstet word dit gewoonlik toegepas. So jy moet weet Italiaans, oktaaf en 'n sekstet. Die Engelse sonnet het weer 3 kwatryne en 'n rymende eindcouplet. So jy moet die verskil ken tussen die twee sonnette. Dan baie belangrik is die vrye vers. Jy moet sorg dat jy die kenmerke van die vrye vers uit jou kop uit ken, want jy kan dalk die einde van die jaar 'n lang vraag kry. Wie is hy? Is 'n vrye vers, en bespreek die stelling. Dan moet jy die kenmerke noem en voorbeelde uit die gedig uit. So, jy moet, ongelukkig, dit is feite wat jy moet leer. Geen vaste rymskema, en jy moenie net in die eksamen skryf wat die kontekstuele vra, geen rymskema nie. Onthou vaste, geen vaste rymskema, baie min of geen gebruik van hoofletters en leestekens, geen vaste ritme, die versreëls, onthou die versreëls wissel in lengte, dit beteken party is lang, party versreëls het net een woordjie, die strofes, 'n strofe, een reeltjie, die gedig het 'n strofe, een reeltjie, dan 'n strofe met 5 reëls, dan 'n strofe met 2 reëls, dis 'n vrye vers. En woorde wat dikwels herhaal, deur die herhaling word die gedig gebind. En dikwels bestaan die hele gedig net uit een sin. So onthou vrye vers. En dan aan die regterkant het julle elegie, belade en heldedig. Ek gaan hulle nie deur nie, maar wel die satire. Dat jy moet weet die kenmerk ken van 'n satire, want later in die jaar doen julle versagtende omstandighede. Wat 'n satire is 'n literêre werk wat menslike swakhede, dwaashede, wantoestande ontmasker en bespotlik en belaglik voorstel, net sodat die leser daaroor kan nadink. So onthou die verskillende tipes gedigte, die soorte gedigte. Dan moet julle hierdie ook ken, die strofebou, 'n couplet 2 reëls, tersiene 3 en 'n kwatryn 4 versreëls, sekstet 6 en 'n oktaaf 8 versreëls, en sorg dat jy die spelling ken van couplet, tersiene en kwatryn. En dan natuurlik baie belangrik, rym. Hierdie is volrym, en jy moet die rymskemas ken, pa-rym, A, B, B, C, C, soos Vincent van Gogh, wat ons verlede week behandel het, en dit beteken AA, daai 2 versreëls pas by mekaar, en bind dit tot 'n eenheid. Kruisrym is A, B, A, B. Ek sê altyd vir leerders, as ons streepies, sirkeltjie trek, of 'n hakkie trek van A na die volgende A, en die B na die B, waar die 2 hakkies oor mekaar gaan, maak hulle kruis. So is baie maklik om te onthou. En omarmde rym is A, B, B, A. As jy sulke hakkies onttrek, al lyk dit soos 'n armpie. So onthou volrym. En dan kom ons by halfrym, alliterasie en assonansie. Melissa, weet jy, kan jy onthou wat alliterasie is?
as hy dit is die herhaling van klinkers of is dit vokale? Vokale. Konsonante. Alliterasie is Konsonant. herhaling van konsonante. Assonansie is die herhaling van klinkers aan die begin in 'n woord. Baie dankie. Hier sien julle mense, alliterasie is herhaling van dieselfde konsonant medeklinker. Né? So Sunny sê Sunny sal 7 sakke sout sleep sonder dat Sunny kla. So alliterasie mense en hier by alliterasie en assonansie, julle moet die funksies ken. Julle sal sien die vraestelle wat ek deurgaan, dit word elke eksamen gevra. En alliterasie, dit beklemtoon, maar soos ek sê, julle onderwysers, as hulle die gedigte met julle bespreek, sal dit vir julle noem. Dit beklemtoon sekere woorde, en dit bind sekere woorde, dat dit by mekaar aansluit, en dit veroorsaak soms ritme. Assonansie is weer die herhaling van vokale of klinkers, en dit is soos die rokkie draai en waai, en swaai, as die meisie ry op die skoppelmaai, al die ai-klanke. En dit, assonansie dwing jou gewoonlik om stadig te lees. En nou, enjambement, julle moet weet, een versie loop oor na 'n ander, sonder enige leesteken, en dan moet jy natuurlik die funksies van enjambement ken, rymverdoeseling, en dit maak ook baie keer die tempo vinniger of stadiger, soos Vincent van Gogh enjambement het die tempo vinniger gemaak. En nou kom ons by beeldspraak en stylfigure. Ek gaan dit net vinnig deur, die wat belangrik is sal ek bietjie meer in detail verduidelik, en moenie deur mekaar raak in die eksamen onderstreep in die vraestel wat hulle vra beeldspraak of stylfiguur. Stylfigure, baie matrikulante antwoord hier verkeerd. Beeldspraak is net personifikasie, vergelyking en metafoor. Al die ander wat ons net deurgaan is stylfigure. So maak seker dat jy die regte een antwoord. Beeldspraak beteken om deur middel van beelde te praat. En daar het ons personifikasie, word aan natuursake of begrippe gegee. Soos die son kom drink met 'n helder tong aan die wyn in my glas. Dan, Rivaldo, kan jy nog onthou wat 'n vergelyking is? Is dit nie as jy iets vergelyk met die seker twee woorde, as en soos As jy twee sake met mekaar vergelyk. Ja. Hier, die vergelyking en die metafoor is mos baie dieselfde, maar by vergelyking het jy mos woorde soos, as en net soos. Nou, hier word twee sake met mekaar vergelyk. Byvoorbeeld, as ek sê, daardie persoon eet soos 'n vark. Dis nou nie 'n mooi vergelyking nie, maar my leerders onthou dit altyd baie maklik. Hy eet soos 'n vark, maar 'n metafoor sê ons nie die een ding is soos die ander nie, maar die een is die ander. As iemand byvoorbeeld baie sleg opgetree het, slegte geaardheid het, dan kan jy sê, daardie man wat so geraas het en so slegte geaardheid het, is 'n vark. So die word nie vergelyk nie, maar die een is die ander. So onthou, personifikasie, vergelyking, metaforis, beeldspraak. Nou kom ons by die stylfigure, wat 'n bietjie moeiliker is. Antonomasia, dis naamverwisseling. In plaas van die beeld gebruik ons 'n naam, so die ou Adam en my. Adam is die sondige. As jy sê, die ou Judas beteken verraaier. So antonomasia. Antithese is maklik as 'n teenstelling, teenoorgesteldes, né? Soos byvoorbeeld lief en leed, hoog en laag. En dan antiklimaks, dit is 'n daling of 'n omkeer, 'n terugval van die verhewende tot die alledaagse. As ek oormôre met julle doen twee kleuters in die Vondelpark, dan sal julle 'n voorbeeld van antiklimaks sien. Dan apostroof kom in baie van julle gedigte voor en word gevra. Jy spreek of roep iemand aan wat nie teenwoordig is nie. En dan asyndeton is as jy 'n voegwoord weglaat, byvoorbeeld die weglaat van die voegwoord en. Soos byvoorbeeld in die Opperman het ek verbygangers beny gehaat.
en is weggelaat, so dis asyndeton. Ellips ken almal, die spreker voltooi nie sy sin nie. En elisie is die weglating van klankgrepe, soos byvoorbeeld in nog in my laaste woorde in die mindere sink, is daai klankgrepe mindere weggelaat om by die metrum van die gedig in te skakel. Eufemisme en hyperbool leer julle buitendien in julle taalkonstruksie en konvensies. Eufemisme is 'n harde werklikheid, stel jy sagter, uit die tydelike met die ewige verwissel. Hyperbool weet julle natuurlik is oordryf. Inversie moet julle onthou vir julle gedigte, dit word baie gevra, is omgekeerde woordorde, sodat die klem op sekere woorde vra. En natuurlik, ironie is ook belangrik, die skrywer sê die teenoorgestelde van wat hy bedoel. Klanknabootsing is 'n maklike een, die gebruik van woorde wat klink soos klanke, byvoorbeeld sis, murmelend. Klimaks is gewoonlik die hoogtepunt en is in die slotreël van die gedig, soos die klimaks in Vincent van Gogh, in die laaste 2 reeltjies. En dan kontras het ons net gedoen met antithese teenstelling, die soet en die suur. Litotes is wanneer jy weer die waarheid verklein om dit beter te laat uitkom. En metonymia, ons noem nie 'n saak by sy naam nie, maar by die naam van 'n saak waarmee dit 'n verband staan. Soos byvoorbeeld, sy behoort respek vir my grys hare te hê. Grys hare beteken ouderdom, né? So sy moet respek hê vir my ouderdom. En ons bestudeer Breitenbach hierdie jaar. Breitenbach beteken dan ons bestudeer gedigte van die digter Breitenbach. Baie belangrik, op hierdie skyfie is baie belangrik, oksimoron, paradoks en polysyndeton. Oksimoron is 'n stylfiguur waarin 2 teenoorgestelde begrippe met mekaar verbind word. Byvoorbeeld in daverende stilte. En 'n paradoks is 'n skynbare teenstrydigheid waarin 'n dieper waarheid skuil. Stil bly is ook 'n antwoord. En oksimoron en paradoks word baie in die gedigte gevra. En polysyndeton, die herhaling van dieselfde voegwoord, soos byvoorbeeld groen en geel en blou, is om daai woorde te beklemtoon. Repetisie is herhaling van klanke of woorde. En dan retoriese vraag ken julle almal. Jy verwag nie 'n antwoord nie, aangesien dit vanselfsprekend is. Sarkasme, hier word presies gesê wat jy bedoel. En dan nog ene wat belangrik is, wat al baie vra in die eindeksamen, synekdogie. So onthou, paradoks, oksimoron, polysyndeton, synekdogie is die wat baie gevra word. Gedeeltelike aanduiding, ons noem slegs die kenmerkendste deel van dit wat ons wil aandui. Byvoorbeeld, gee my jou hart, beteken jou hele liggaam. En dan synestesie, dis ook beeldspraak in die vorm van 'n metafoor, waarin die sake met mekaar vergelyk word, en dit behoort tot 2 verskillende gebiede van die sintuiglike waarnemings, soos haar sang, gee my koue rillings. So al daardie stylfigure sal julle onderwysers deurgaan. Dan ander belangrike terme, geïmpliseerde taal, jy moet jou eie afleidings maak. Inkeping is wanneer die een versie of verder staan as die ander. Intertekstualiteit, as daar 'n ander skryfstuk, as ons doen 2 kleuters in die Vondelpark, word daar verwys na Gulliver's Travels. Beklemtoning is woorde wat beklemtoon word, en natuurlik progressie, ken julle, is vooruitgang, as ontwikkeling in die tyd of in die verloop van gebeure. En nou gaan ek met julle gou 2 gedigte. Hierdie was in verlede jaar se eindeksamen. Die 3, ek het 1 gedig uit 2019, 17 en 18. Is net die 3 van die 6 gedigte wat ons moet ken vir die tweede kwartaal. Julle sal sien, dit begin met vraag 1, gewoonlik die letterlik, soos ek vir julle gesê, die maklike vraag, en dan raak die vraag moeiliker. Watter woorde versreël 1 sluit by die titel aan? Die sagte sprong. En hier, ek sê mos, julle moet julle stylfigure, julle moet julle gedigte ken, julle moet dit oor en oor gaan bestudeer, en dit is letterlik, dit is kennis, jy moet weet watter versreël, en dit is die woord, en jy moet weet die antwoord is dit. So dis kennis wat jy het, jy moet jou gedig leer. Al paradoks
paradoks het ons nou gesien, is 'n skynbare teenstrydigheid in versreëls 1 tot 4 en dit is daai vlugtig maar presies. Dis twee teenoorgesteld. Vlugtig beteken vinnig, maar presies beteken noukeurig, kragtig. En dan sê hulle, daai leesteken in reël 7, die dubbelpunt, wat staan op 'n plek waar hy mos nie moet staan nie. Hulle vra daar, is dit funksioneel? Sien julle hier raak die vrae moeiliker en motiveer met 2 reëls. So jy moet sê, ja, dis funksioneel. En dan, ek gaan môre die gedig met julle bespreek, en dan sê jy ja, want dit skei, dit wys hier's 'n nuwe deel van die gedig, dit skei die 2 dele. Die eerste deel is die goddelike aanraking van die verstand, en die tweede deel is die goddelike aanraking van die bewussyn. So jy sê, dit skei die 2 gedagtes van mekaar. Jy kan ook sê, dit verwys na die tweede aanraking, hier volg 'n verdere verduideliking van die tweede aanraking van God. Hier kan jy ook sê, die dubbelpunt wys progressie, vooruitgang, van verstand na bewussyn. En dan benoem die beeldspraak in reël 9, want julle gaan skrik, in reël 9 is daar beeldspraak en 'n stylfiguur, sagte sprong. Maar hulle sê beeldspraak, so jy moet let daarop. Die beeldspraak, en dit is soos 'n sagte sprong, is 'n vergelyking, en watter ooreenstemmende eienskap het dit met die beeld of die beskrywing in vers 2 en 3? 'n Aanraking van die verstand, lig soos 'n veer, en dan sê hulle iets soos 'n sagte sprong, en daar kan jy sê die beeldspraak 'n vergelyking en die ooreenstemmende eienskap, alles albei beelde dui op sagtheid. En dan sê hulle, kyk hoe moeilik is die vraag, op watter 3 maniere word die spreker se blydskap in versies 9 tot 11 beklemtoon. Daai vreugde, verbasing, vreugde, erkenning. So, die 3 maniere, jy sien onmiddellik vreugde, verbasing, vreugde. Die woord vreugde word herhaal. Vreugde, verbasing, vreugde, as jy het vir jouself lees, hoor jy die fees. Die vee alliterasie is die tweede rede. En aan die einde van reël 9 sien jy 'n aandagstreep. So na die aandagstreep volg hierdie woorde. So daar het jy die 3. As jy jou gedig ken, soos ek sê, al die feite gaan leer, kan jy dit antwoord. So daar is alliterasie, herhaling en na die aandagstreep. En hier, onthou, kontrasteer, beteken jy moet die 2 teenoorgesteldes noem. Die titel met vasvat, vasvat beteken as iemand jou stewig beet kry. En die titel sê weer sagte sprong. So vasvat, dit kontrasteer, want in die titel sê die aanraking is saggies en liggies, maar goddelike aanraking, maar in die slotreël sê hulle, die Here se vasvat, dis meer intens, is meer konkreet. So jy moet noem, in die titel is dit sag, in die laaste reël is dit meer konkreet, is meer intens. Dan gaan ons na die tweede gedig, wat ek Woensdag met julle gaan doen, 2 kleuters in die Vondelingpark. Wil net 'n paar vragies, gaan nie dalk al die vrae doen nie. Wat word die strofe wat uit versies 1 en 2 bestaan genoem? Is kennis wat jy moet hê, jy moet weet is 'n couplet. Couplet is 2 reëls, gee woord in die titel en 2. Dan oxymoroon, jy moet jou gedig ken, die stylfiguur, en dit is klein oneindigheid, want oneindigheid beteken lank en klein beteken korter tyd. En mense 4.3 is die vraag waarmee die leerders almal in die vraag, ek is 'n nasiener van die vraag, sal die leerders almal swak gedoen, 3 punte wat die meeste leerders verbeur het. Daar staan haal woorde aan wat illusie teenoor werklikheid stel, en dan moet jy 2 funksies noem. So mense, jy moet, die kinders het punte verloor, want hulle het nie die woord, 'n woord, jy moet 'n woord, die kinders het die vraag verkeerd verstaan, jy moet 'n woord wat illusie het neerskryf, en 'n woord wat werklikheid. Al daai woorde, en dan sê wat die rede, so jy moet aanhaal, hals, dubbelhals. Hals is die werklikheid, dubbelhals is die illusie. Geskulpte is die werklikheid, dubbelvlerk is die illusie.
Geslote snavel is die werklikheid, tuinserig is die illusie. So jy moes die leerders daai woorde aanhaal. So baie leerders het net 'n lys woorde, lees julle instruksies, dan moet die twee teenoor mekaar sit en noem twee funksies, en die twee funksies is, dit hy op die beeld wys hoe die man en die vrou se siening van die natuurbelewing van mekaar verskil, dit hy op die natuur teenoor die mensdom, en dit hy op die tweeledigheid, hoe mans en vrouens van mekaar verskil. So onthou asseblief daardie dat jy jou instruksies goed lees. En trapfiets, skopfiets is effektief, is baie effektief 4.4, want dit dui op progressie vooruitgang. Die beeldspraak in 16 is 'n metafoor, jy moet dit weet, Lilliput, so sy vergelyk die mense met Lilliput, wat ek Woensdag vir julle gaan verduidelik, en dink jy die tipografie van die 3 reëls is funksioneel, motiveer met 2 redes, daai wat alleenplasing, daar sien jy verby die dromereis, bome dryf, die straatremoer, sy sien webberoer, en die swaan bly oor sy dubbelbeeld, daar kan jy sê is funksioneel, want dit wys weer die verskille tussen die mens en die natuur. So dan, ek het net 'n paar minute, die laaste gedig, ek gaan nie al die vrae hier beantwoord nie, met nog aan my laaste woorde, met wie voer eie gesprek, is 'n maklike vraag met sy geliefde, en dan, mense, gaan ek 3.3 doen, herlees versiel 4 tot 5, 2 feite, wat is van mindere belang, daar sê hy, in my faalvergeetheid, veel haat is van mindere belang, en nou sê hulle, stem jy saam, dit is jou eie siening, so jy kan sê, ja, ek stem saam, wanneer jy op jou sterfbed lê, vergeet jy wie jy gehaat het, of jy kan sê nee, party mense se haat is so groot, dat dit al hulle denke oorheers, so onthou daardie een, en dan wil ek gou gaan na 3.5, die funksie van die alliterasie, dit is daai volkome vind versadiging, is die V-alliterasie om dit te bind, daai woorde om te wys dat 'n liefde nooit versadiging gevind het nie, nee, dit beklemtoon, volkome vind versadiging, dit bind daardie woorde, en kyk dan die laaste, waarna verwys dan, tot watter, vraag 3.6, 3 feite, waarna verwys die dan, tot watter gevolgtrekking, en dink jy die inversie, ondersteun die gevolgtrekking, so jy moet sê, dan, die eerste deel, hy kom tot 'n gevolg, 'n samevatting, wanneer 'n mens se geliefde die kring voltooi het, is die lewe en die dood mooi. So die dan wys op samevatting, dan die inversie, het is gepas, want die woord mooi word herhaal, deur voor- en agterplasing. So deur die inversie, ondersteun dit die gelyke status wat lewe en dood het. So, matrieks, ek hoop julle het geluister na al die wenke, en weer eens, asseblief gaan leer al die literêre begrippe wat ek deurgegaan het, sorg dat jy al die ken, die verskil tussen Italiaanse en die Engelse sonnet, dat jy weet wat 'n vrye vers is, dat jy al die rympatrone ken van die gedigte, dat jy weet wat beeldspraak is, en stylfigure, dat jy alles ken, is werkies wat jy maar moet gaan leer vir die eindeksamen, en weer eens, lees jou instruksies, dat jy dat jy kan aflei, kan sien beeldspraak of stylfiguur, en dat jy jou vrae reg kan beantwoord. En môre gaan ek verder met die gedigte bespreking. Totsiens.